Goeiemiddag Suid-Afrika. 8 Junie, 1400 Suid-Afrika tyd vir die berig. Wat gaan aan in die Midde-Ooste? Ons het gesien die laaste 48 uur, klomp moeilikheid wat daar aangaan. So, Iran hou dop wat in Amerika aangaan. Hulle sien nou, die Kongres is besig om te vote om president Trump se War Powers Act in te perk, dat hy nie kan verder oorlog maak sonder hulle toestemming nie, wat nog heeltemal afgehandel is nie. So nou dink hulle, dit is 'n goeie tyd om te stryk, want Amerika kan nie terugstryk nie, want hulle Kongres gaan dit nie toelaat nie, maar hulle misgis hulle heeltemal op die oomblik. So hulle speel games. Gister het Israel strikes in Beirut gedoen, op Hezbollah teikens, en daarna het Iran betrokke geraak. Toe dog hulle, okay, as julle op ons proxy skiet, dan gaan ons maar betrokke raak. So Iran skiet ook klomp missiele in Israel in. Dit word almal toe afgeskiet. Gisteroggend vroeg voor son op het Israel gerespond op daai missiele en strikes in Iran gaan doen. So hulle het nou weer begin oor en weer op mekaar skiet tussen Israel en Iran. Israel het goeie klomp strikes in Iran gaan doen. Toe besluit die Houthis vanoggend, hulle gaan ook nou betrokke raak. Hulle skiet nou missiele in Israel in van Jemen af. So die Hezbollah proxy van Iran en die Houthis het nou albei betrokke geraak. Voltyds, so nou sit Iran, Hezbollah en die Houthis wat nou op Israel gelyk skiet. Sover die missiele wat hulle kon skiet in die rigting van Israel is almal afgeskiet. Maar Israel gaan nie, jy ken vir hulle, gaan nie op hulle hand sit nie. Hulle het gestryk in Iran. Hulle gaan definitief stryk daar waar die Houthis vanaf geskiet het. En obviously stryk hulle Hezbollah op die oomblik. Toe kom die Houthis nou uit en sê, okay, hulle gaan nou die Rooi See, enige skepping wat die Rooi See gaan, shipping, gaan hulle opskiet. So nou bedreig hulle die Rooi See, soos wat Iran skepe in Hormuz stryd dreig, dat hulle op hulle gaan skiet, so dreig die Houthis nou skepe deur die Rooi See, wat effektief daai baan ook kan afsny. So nou probeer tussen Iran en sy proxies die hele wêreld se ekonomie hostage hou, soos wat hulle nou al doen vir die laaste klomp maande. As jy kyk na die blokkade, die Amerikaanse blokkade, bly steeds in plek. Verkeer dat enige skepe in of uit Iran gaan om besigheid by Iran te doen. Laas week is weer 'n skip gestop, geneutraliseer, wat die blokkade probeer breek het, op pad Iran toe, een nogal 'n skip met 'n Botswana vlag. Nou lag die mense, maar Botswana het nie 'n kus nie, hoe kan hulle skepe het? Daar's baie skepe in die see wat Botswana vlag het, ten minste 20 van hulle. Dit is deel van die Dark Fleet. So Iran en China gebruik lande wat landlocked is, se vlag op hulle skepe, die Dark Fleet, wat hulle wil sanksies omseil. So, as iemand praat van, dis 'n Botswana skip met 'n Botswana vlag, dan is dit nie fake story of lieg nie, dis feite. Dit behoort nie aan Botswana nie, so Botswana is nie deel daarvan nie, hulle is nie betrokke nie. Dit is net deel van die Dark Fleet wat hulle gebruik om sanksies te omseil, maar die skip is geneutraliseer met 'n Hellfire missiel in sy engine kamer in, so hy kan nie meer ry nie. Soos ek sê, die Houthis en die Hezbollah is nou in volle swang, help Iran om druk op Israel spesifiek te sit. En Israel sê, okay, ons is gereed vir nog 'n klomp dae se oorlog as julle wil hê. So ons gaan nou maar sien hoe werk hierdie ding uit. En obviously, dit is 'n hele stop op enige samesprekings tussen Amerika en Iran vir peace in 'n omgewing. Dit hold alles. Want hulle skiet nou weer op mekaar. President Trump het baie duidelik gemaak. Hy het nie nodig om te stryk daar in Iran, en hy gaan ook nie stryk nie, behalwe as die Iraniërs windgat genoeg is en op Amerikaanse skepe of Amerikaanse basisse te skiet en 'n Amerikaanse soldaat kry seer of is dood. Dan moet hulle kry wat na hulle kant toe kom. So, dis die stand van sake vandag. Hierdie ding gaan tog ruk aanhou, lyk dit vir my. En dan ook, as jy kyk die olieprys vandag, olieprys is nou al in die laaste maand of so meer as 10% af.
Ons sien dit hier by ons petrolpryse is redelik afgekom die laaste paar weke. Ek hoop dit gebeur daar by Suid-Afrika ook. Anders nie is daai government vir julle lekker skelm. Steel julle geld met al hulle extra tax en levies wat hulle opsit. Wel, dis van vandag, ek's Monay Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.